Goeiemôre gemeentefamilie, terwyl die res nog by ons aansluit of eers op 'n vreemde plek hulle YouTube regkry, kom ons sing oor die eenheid wat Jesus Christus bewerk deur verskillende mense soos ek en jy saam te voeg in een familie, omdat hy die kern is, Jesus Christus, die opgestane Here. Ons sing, maak die Heilige Gees ons een, dis ons gebed, dis ons hartsbegeerte, hierdie eenheid wat die wêreld wys, die liefde van God. Kom ons staan en ons sing.
omarm dit wat ons sopas vir mekaar gesê het. Ek is God se geliefde seun, dogter, kind, en hy is die volmaakte Vader. Ons het hierdie afgelope Woensdag die lydenstyd begin met Aswoensdag, wat die 40 dae van lydenstyd inlei, van Woensdag wat verby is, tot met Paasnaweek. 46 dae, maar ons haal die Sondag uit, want dit is feesgeleenthede, maar daarom 40 dae van vas, van toewyding, van bid. Dis 'n seisoen van verootmoediging, deur vas en gebed, om ons voor te berei vir die Paastyd, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is. So as ons dan met 'n begingebed stil word om dankie te sê, dan sê ons dankie Here. Hierdie foto het ek so 2 weke terug geneem hier van ons berg, en ons weet die reënboog is een van God se beloftes aan sy kinders, en ons ontvang hierdie beloftes. Iemand sê in die week, hulle beleef in 2026 'n feesatmosfeer in Blanco gemeente deur die werking van die Gees. Iemand sê hier's 'n verdieping, dat familiewees sterker deurkom, dat ons aan mekaar behoort, en ons is dankbaar, Here, vir die dam wat voller is, reën, en ons bid vir meer. So vir 'n oomblik in jou gedagtes, praat met hierdie goeie Vader en sê, Here, dankie vir.
Julle kan julle sitplekke inneem en ek wil vra dat die kinders hier voorkom sit, maar nou baie belangrik, al die seuns aan die linkerkant, daar sy, hierso so in die middel is nou die lyn, al die seuns aan die linkerkant en al die meisies aan die linkerkant, terwyl hulle kom. Ons het so heerlik gesing, hierdie eerste 3 liedere, maar ek het so 1 of 2 of 3 van julle gesien, wat by 1 of 2 van die liedere net luister en kyk, en my vermoede is dat jy dalk nog nie van die liedere ken nie. So hou maar net altyd moed, ons het seker so 20, 30 liedere per jaar, met nuus wat ons leer, so hou net moed. As jy regtig sukkel, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons stuur vir jou 'n YouTube van liedere wat ons sing, of wat ons die Sondag gaan sing, as jy bietjie by die huis ook wil leer. Ok, ek wil net seker maak, al die seentjies links en al die dogtertjies regs. En die pappas en mammas weet hoekom ek julle so gerangskik het. Want meisies en mammas en oumas is altyd reg. En daarom sit hulle regs. Seentjies, dis 'n lewensles, dis vanoggend gratis. Vat dit. Nou wil ek julle 'n ander moeilike vraag vra. Seentjies, dogtertjies, kyk gou na mekaar hier oor en weer. Wie is die belangrikste? Die seunskant of die dogtertjiekant? Seuns, en wat sê jy? Die meisies, wat sê jy? Hulle al twee, dis die regte antwoord. Seentjies 1, dogtertjies 2, 3, albei, almal. Miskien sal ons kan sê, as al die seentjies teen die dogtertjies moet arm druk, dan gaan die meeste seentjies dalk, as dit by die ouderdomme is, gaan die seentjies dalk wen. En as julle nou so oud is soos wat julle nou is, dan as ons 'n eksamen moet skryf, dan wil ek amper ook sê, ek vermoed in die top 10, wat nie so belangrik is nie, maar gaan daar meer dogtertjies wees, laerskool, seentjies. Dis nou maar net party dinge hoe dit werk, en hoe ons groot word, en party van ons gaan vinniger wees, party gaan beter wees met hulle hande, party kan verf, party kan sing, en so het God vir almal geskenke gegee. Oom Cornie het al in vorige 2 kere, het hy een keer hier 'n sak gehad, wat hy sê, dis God se geskenk sak, hulpsak, waar hy bedui het, ons almal kry iets by die Here, om ander mense mee te help. En toe het hy 'n fiets gehad, en die fiets het beteken, elke part en deel van die fiets is nodig, dat die fiets kan ry. En net so julle, en ons as 'n gemeente, elke een, van die oudste oupa in sy 90's, tot 'n baba wat dalk nog nie eers gebore is, maar wat hierdie jaar gebore gaan word, is almal belangrik en nodig vir God se familie. Dat ons kan funksioneer, maar meer as net funksioneer, dat ons Jesus se liefde kan wys vir mense. So, ek wil vir julle lees wat Paulus geskryf het vir 'n gemeente in Galasië, waar klink vir my of hulle dalk gedink het seuns is belangriker as meisies. En hulle het gedink Jode is belangriker as Grieke of Romeine. En hulle het gedink as jy 'n eienaar is, as jy 'n baas is jy belangriker as 'n werker. En hoor wat sê hy, dalk by die werk, en dalk op die sportveld, is daar ouens wat beter is as ander, maar as dit kom in God se familie, dan is ons almal voor God gelyk. So hoor wat skryf Paulus, hy sê vir hierdie gemeente, omdat julle aan Jesus Christus behoort. So kyk net hierso, ons almal hier, soos daai gemeente in Galasië, behoort aan Jesus, né? Ja, so ons behoort aan Jesus, en nou sê Paulus, omdat ons aan Jesus behoort, is ons nou deel van 'n nuwe familie, en dis God se familie. In hierdie familie van God, maak dit glad nie saak aan watter volk jy behoort nie, ook nie hoe ryk of arm jy is nie, ook nie wat jou geslag is nie. Hier gaan dit nie daaroor of jy 'n Jood of 'n Griek is, en of jy 'n slaaf of 'n baas is nie, en of jy 'n man of 'n vrou is nie. Binne sy familie is almal gelyk.
In Jesus se familie is almal ewe belangrik. Almal hier binne, in hierdie gemeente, almal is nou soos een nuwe mens in Christus Jesus. So lees julle saam met pappas en mammas net daai eerste sin van hierdie teks hardop saam met my. 1, 2, 3. In Jesus se familie is almal ewe belangrik. En hierdie afgelope 3 weke reeds is ons besig met hierdie reeks oor gawes en dat die beoefening van jou gawes tot eer van die Here bou die kerk van Jesus en maak 'n verskil in die wêreld. Dit maak die verskil wanneer ek en jy nie net hoor nie, maar ontvang en uitdeel en leef. En dit is soos geskenke. En julle almal het 'n geskenk gekry. Nommer 1, jouself, wie jy is, wat jou naam is, waar jy bly, in watter jaar jy lewe, vandag 2026, dis persente uit die hand van die Here. En hy sê, gebruik dit en weet, God hou en is lief vir alle kinders. Maak nie saak of jy Afrikaans praat, of Engels praat, of Duits, of Zulu, of Xhosa, of Chinees. God is lief vir alle kinders. Kom ons sing dit vir mekaar. God hou ook van seentjies en dogtertjies. Kom ons staan, kom ons sing. God hou van kindertjies, hy het almal lief. God hou van kindertjies, hy het almal lief. Hy het elke volk en nasie, elke stam en taal, ja reg oor die wêreld is die kinders spesiaal. God hou van seentjies, hy het hulle lief. God hou van dogtertjies, hy het hulle lief. Hy het elke volk en nasie, elke stam en taal, ja reg oor die wêreld is die kinders spesiaal. Reg oor die wêreld is die kinders spesiaal. Dat sy, terwyl papas en mamas staan en ons sing verder, gaan die kinders saam met oom Cornie. En ons is dankbaar ook vir elkeen van julle wat deel is van die kinderspanne en ook in die tienerspanne in die aand, vir julle liefde vir God se kinders. Kom ons dank die Here vir lewe, vir liefde en vir homself. Vroeg in die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek die liefde en kom die nada, maar stilte oor alles daal. Voel ek die vrede, dankie vir liefde, dankie vir lewenskraag. En elke mooie dag, dankie vir vrede en alles wat U my bied. Ontvang my liefdesvriend. En as ek opstaan, tref die gedagte my. Dis net genade, alles wat ek maar is vanselfsprekend aanvaar. Is blote gawe, dankie vir liefde, dankie vir lewenskraag. En elke mooie dag, dankie vir vrede en alles wat U my bied. Ontvang my liefde, dankie vir liefde, dankie vir lewenskraag. En elke mooie dag, dankie vir vrede en alles wat U my bied. Ontvang my liefdesvriend. Ons het net nou begin hierdie erediens met 'n dankiegebed. Maar kom ons gaan oor in 'n asseblief Here gebed. Baie spesifiek rondom die back and close seer uitbreek wat ook in ons groter gemeenskap reeds geïdentifiseer is. Die impak daarvan reeds voel ons in die gemeente met die Toerie Farm
fietswedren wat ons moes afstel, spesifiek as gevolg van back and close. So kom ons vra die Here dat hy veral nommer 1 by die boere, arbeiders, werkers sal wees. En ons bid vir leierskap, ons bid vir die regte mense, selfs gemeentelede, julle die WhatsApp ook gekry om moontlik te help in die toekoms. En ons vra net die Here vir sy hulp in hierdie oomblikke van stilte. Dankie Vader, Seun, Heilige Gees, dat ons hierdie situasie, maar ook alles wat elkeen van ons met ons saamdra, bekommernisse, liggaam, siel, gees, finansies, verhoudinge, wat dit ook al mag wees, voor U kan kom neerlê. Wees ons arme sondaars genadig. Dink aan ons, Here Jesus. En almal sê, Amen. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke inneem. Vriende, dit is warm. Jo. Maar dit maak dat as ek die week preek, dan hoef ek 1 keer minder na die gym toe te gaan. Vriende, dis week 3 van die gawes reeks waarmee ons besig is en ons is opgewonde oor wat die Here besig is om te doen. Daar het reeds gemeentelede, soos julle weet, ook gesien het voor die diens, aangemeld vir die gemeenteraad. Daar's ander wat aangemeld het om deel te wees van fokusareas. Daar's mense wat geskryf het en sê het, ons sal help met die skink, by die koffie, na die tyd. Daar's mense wat sê, ons sal, as dat nagmaal is, sal ons ook inskink en help. En so is dit net wonderlik om te sien hoe die liggaam, waar daar leemtes is in die liggaam, hoe die Here deur sy gees inwerk en bou, en die regte persone op die regte tyd, met die regte gesindheid deel maak van bedieninge. Ons is so opgewonde daaroor. En na aanleiding daarvan, is ons by die 3de week, waar ons baie spesifiek amper die vraag en vra so, as ek besef ek is begaafd, en die Here maak my oë oop rondom 'n passie in my lewe, en ek wil 'n verskil maak, binne en veral buite die gemeente, wat nou? Wat is die volgende tree wat gegee moet word? Wat is iets waarvoor ons moet oppas, waarskuwings, maar wat is die volgende stappe en hoe kan my klein deel wees van die liggaam regtig 'n groot verskil maak in die liggaam van Jesus, spesifiek dan in Blanco gemeente. So vir dit het ek en Cornie en Ferdi 'n teksgedeelte gekies, 'n gelykenis van Jesus. So ek lees dit vir ons, spesifiek vanoggend uit die Bybel vir kinders. Juis omdat ons almal dit so goed ken en dalk bietjie die kinderlike taal by ons sal resoneer. Wat belangrik is van hierdie gelykenis is dat die teks ook sê dis 'n gelykenis vanuit Jesus se begeerte dat mense sal verstaan God se nuwe wêreld, God se koninkryk. So dis 'n koninkryks vertelling of gelykenis. En ek gebruik, soos ek gesê, die Bybel by kinders.co.za en die opskrif in hierdie Bybel is gebruik dit wat die Here vir jou gee. Die Here gee en die opdrag, gebruik dit. Iemand het in Engels gesê, daar's 'n slagspreuk, if you don't use it, you'll lose it. Okay, dit staan nie in die Bybel nie, daai spesifieke woorde nie. Maar ek hou van daai. As daarin geïnvesteer is in jou lewe deur God, use it, or you'll lose it. En die Here sal iemand anders gebruik. Kom ons lees, vers 14 en 15. Hier is nog 'n verhaal oor God se wêreld, sê Jesus. Eendag was daar 'n ryk man wat op 'n lang reis moes vertrek. Hy roep toe sy slawe en sê vir hulle om sy huis goed op te pas terwyl hy weg is. Hy gee vir die een slaaf 5 sakkies geld om op te pas.
Vir 'n ander een gee hy 2 sakkies geld en vir die laaste een gee hy 1 sakkie geld. Hy het die slawe goed geken. Daarom het hy geweet hoeveel om aan elke werker te gee. Die slaaf wat 5 sakkies geld gekry het om op te pas, het dadelik aan die werk gespring. Hy het die geld gou-gou laat meer word deur sy harde werk. Kort voor lank het hy nog 5 sakkies vol geld gemaak. Die tweede slaaf het dieselfde gedoen en ook nog 2 sakkies geld gemaak. Maar die derde slaaf het sy eienaar se geld in 'n gat in die grond gaan wegsteek. Na baie maande kom die ryk man terug by sy huis. Hy vra toe vir die slawe, wat hulle met sy geld gedoen het. Die eerste slaaf kom sê, meneer, u het my 5 sakkies geld gegee, maar u kry nou 10 sakkies vol geld terug. Die man was baie bly. Mooi so, sê hy, jy is 'n baie goeie slaaf. Omdat jy so goed gewerk het met die geld wat ek jou gegee het, sal ek jou eendag 'n baie belangrike werk gee om te doen. Kom in en vier saam met my fees. Die tweede slaaf kom toe en sê, meneer, u het vir my 2 sakkies geld gegee. Ek bring nou 4 sakkies vol geld terug vir u. Die ryk man was baie bly. Mooi so. Omdat jy so goed gewerk het met die geld wat ek jou gegee het, sal ek jou eendag 'n baie belangrike werk gee om te doen. Kom in en vier saam met my fees. Toe kom die man wat die 1 sakkie geld gekry het en sê, meneer, ek ken u. U is baie kwaai. Gaan kyk sommer tussen hakies in die 2020 vertalings of van die ander, watter woord hulle gebruik. U is baie kwaai. As ek u geld sou mors, sou u my baie sleg behandel. Daarom het ek die sakkie vol geld in die grond gaan begrawe. Hier is dit nou veilig terug. Die ryk man sê, jou niks werd. Jy is lui. Hoekom het jy dan nie my geld in die bank gaan sit, sodat ek 'n bietjie rente daarop kon kry nie? Vat hierdie geld en gee dit vir die slaaf wat 10 sakkies het. En gooi die slegte werker uit. Hy is nie meer welkom hier nie. Elkeen wat bereid is om hard te werk met dit wat hulle van God kry, sal selfs nog meer by die Here ontvang, sê Jesus. Maar elkeen wat nie dit gebruik wat hulle by die Here kry nie, sal gestraf word. Hulle sal alles verloor wat hulle gehad het. Ons lees tot sover. Ek vermoed dat die finansies ouens vir my sou kon sê, dis nou 'n goeie preek wat kan volg oor finansies. En oor rentmeesterskap, oor die bietjie, die gemiddeld of die baie wat die Here finansiëel in jou lewe ingebou het. En natuurlik met jou eie harde werk, min van ons erfryk. En dit sou 'n wonderlike preek kon wees met baie fantastiese beginsels. En dit is so dat die ooglopende van die gelykenis gaan oor geld. Maar in terme van hoe Jesus dit dan hier vertel as 'n koninkryksgelykenis, weet ons dat dit soveel meer is as maar net geld. Dat dit gaan oor alles wat God in jou inbou. En die feit dat ek en jy dan, soos die kinderbybel dan sê, dit moet gebruik, dit wat die Here vir ons gee. Die hartseer van die man wat begrawe het, alles, is die vrees. En saam met dit natuurlik, wat die man sê vir hom, is luiheid. En nie verstaan van dit wat die opdrag was nie. Nou ons sou baie kom praat oor 'n werkgewer, werknemer, en ons hou nie van die konsep van slawe nie, want daardie ekonomiese stelsel is genadiglik by die meeste plekke van die wêreld agter ons gesit, maar dis vrae wat jy op jou eie saam met Jesus kan deurworstel spesifiek binne hierdie gelykenis. Maar vanoggend word hierdie gelykenis vir my, na aanleiding van die siklus waarmee ons besig is,
'n simbool van God se seëninge op mense se lewens, wat dit ook al mag wees. En baie spesifiek dan, in hierdie reeks, die geestelike gawes, tot eer van God en tot opbou van sy kerk, wat hy gegee het vir jou en vir my. Die Boodskap Bybel se opskrif by hierdie gedeelte sê, sit skouer aan die wiel vir God. Toe ons verlede week vir mekaar vra, die praatgawes teenoor die doengawes. Wat het ons wêreld die meeste nodig? Toe hoor ek doen. En dis so waar. Ja, die dominee moet praat en daar's tye wat ons moet praat, pappa, mamma teenoor kinders of waar dit ook al is. Maar dit is so, die wêreld smag na doeners wat nie net eenmal 'n jaar in die parlement 'n toespraak maak nie, maar wat daarna hopelik, en dis waarvoor ons bid. Paulus sê, bid vir die land, bid vir die regering, dat daar vrede en voorspoed mag wees. Ons bid dat dit nie net praat is nie, maar dat dit doen sal wees, wat die weduwees en die weeskinders sal help. En dieselfde vir kinders van God. Dat ons nie geken sal word aan leë woorde en geen dade nie. Dit is die hart van die Gees se boodskap ook in hierdie oggend. Deur die Gees wil hy jou in beweging bring en vir my om skouer aan die wiel te sit. So na aanleiding dan van Jesus se gelykenis 3 beginsels wat ons opnuut moet omarm. Nommer 1, jy is begaafd en geroep. Jou roeping, jou passie, dit wat jou aanraak in hierdie lewe, wat jou beweeg, wat trane in jou oë bring, wat jou hart laat bons, op en af laat spring, die passie wat die Here in jou geplaas het, gedeponeer het, sal vir jou wys waar die Here jou wil gebruik, as deel van die gemeente, as deel van die gemeenskap, as deel van hierdie wêreld, om jou plek te vind, daar waar hy jou wil gebruik, binne jou beroep. Onthou, beroep het ook die woord roep. God het jou geroep, met 'n roeping binne in jou beroep. Maar dan, dat jy ook begaafd is. Toe ons kinders was, het die pappas en mammas soms gepraat van, o ja, nee, hulle dogter is hoogs begaafd. En sy het in die middag gegaan vir ekstra-kurrikulêre klasse. En ons gewone ouens was nie deel van daardie groepie nie. Maar ons probeer nog steeds. Ons is nog nie daar nie. Maar vriende, jy is begaafd. Want die God van die heelal het deur sy Gees gawes in jou gedeponeer. En hy bemagtig jou vir jou taak waartoe hy jou roep. Al is jy soos Moses wat sê, ek kan nie praat nie. Al is jy soos ons almal wat sê, nee Here, iets seker nou die verkeerde ou. Gebruik 'n Aaron. Here, nee, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie voor mense, ek kan nie, Here, ek het jou geroep. En hy sal jou bemagtig, as hy jou roep en sê waar, en dan as jy gaan, wat jy gaan doen, in sy naam. Hy het vir jou 'n taak, wat net jy kan doen, in God se gemeente, en in God se wêreld. Deur die Gees is jy begaafd, is jy geroep, en die teks vers 14 en 15 wat sê, hy roep toe die slawe en sê vir hulle, om sy huis goed op te pas. Jy het 'n roeping, wat God vir jou gee. Jy moet woeker, jy moet laat groei, jy moet vermeerder, dit alles in die naam van die Here. En ek dink, daar's hy, okay. Dit was gereël so, nee, ek speel. Vir een gee hy 5, vir ander 2, en vir ander net 1, volgens elkeen se vermoë. En daarom moet jy weet, moenie kyk na al die gawes wat ander mense gekry het nie,
Iemand sê, "Ag, ek kan nie sing nie, ek wens ek kan sing, maar eendag gaan ek sing, perfek volmaak in die hemel." Dis die waarheid. Maar as jy nie die gawe het om daai noot te kry en te kan hou nie, dan, nommer 1 moet jy weet, God luister anders. Hy wil hê, jy moet vanoggend, as ons sing, moet jy, al kry jy nie daai noot nie, moet jy uit volle bors sing vir die Here. Want die Here se dekodeerder maak dat dit perfek by hom uitkom as jou hart reg is. Dieselfde dan met die vermoëns, die gawes wat die Here vir jou gee. Dat jy kan weet, dis uniek vir jou, dis vir bepaalde roeping, bepaalde situasies, maar moenie jou vergelyk met ander mense nie. Die Here, soos hierdie man, ken elkeen van ons. Hy het ons gemaak met 'n bepaalde vermoë. En daarom is daar sekere roepinge waaroor ek en jy so bly kan wees dat ons dit nie geroep voor is nie. Wie van ons wil 'n president wees? Glad nie. Maar daar is 'n paar wat die Here geroep het in hierdie wêreld. En hulle sal eendag voor die Here moet gaan staan en verantwoording doen. Maar so het elkeen van ons roepinge, beroepe, maar ook geestelike roepinge en gawes en passies. Wat die Here sê, ek het dit in jou geïnvesteer, vir jou uniek. Dis 'n gawepakket wat as 'n geskenk aan jou gegee is. Dis 'n unieke samestelling en dit is jy, soos wat God jou wil hê en wil gebruik. Die tweede beginsel is die konsep van rentmeesterskap. Dat ek en jy rentmeesters moet wees van alles in ons lewe. Ja, finansies, ons liggaam, siel en gees, ons vermoëns, alles wat ons het, is net geleen. Ons is rentmeesters. Die Here wil hê ons moet woeker, ons moet inbou, ons moet groei. Ons moet die blinde kolle in ons lewe, moet ons aanspreek en hanteer. Ons moet groei, ons moet word meer en meer soos Jesus. Daarom het ons die Gees, het ons mekaar, eggenotes, sielkundiges, dominees, lewenscoaches, wat dit ook al is. Mense wat in ons lewens kan inpraat, sodat ons kan groei. Sonde wat bely moet word, keer op keer. Vergifnis wat gevra moet word, sodat ek en jy hierdie geskenkgawes werklik kan gebruik tot eer van die Here. Dit beteken, soos jy vanoggend hier sit, jou liggaam, jou beursie, jou gawes, waar jy bly, jou voertuig, kinders, kleinkinders, wat dit ook al is, alles, regtig alles, is 'n geskenk uit God se hand en behoort nie aan jou of aan my nie. Dis die Here se en ons is die rentmeesters wat hy aanstel om dit te gebruik, te woeker, dit te laat groei, dit toe te pas, dit uit te leef, sodat mense Jesus kan sien. Dit gaan binne in die gemeente oor die opbou van die gemeente as 'n liggaam meer en meer soos Jesus. 'n Liggaam wat nie meer by tye moet altyd mank loop, omdat daar sekere dele is wat nie hulle rol vervul nie, maar elkeen, van die pinkie tot die toentjie, tot die haarkroontjie, as daar nog hare is. Elkeen 'n rol te vervul, hoe klein of hoe groot. Die opbou van die liggaam van Jesus Christus. Gebruik daarom hierdie geskenkgawes. Weet dat hierdie gelykenis sê, dit wat die Here investeer in jou, moet groei. Dit moet getrou deur jou en my beoefen word, uitgebou word. Iemand sê, as hy iemand aanstel in 'n werk, dan kyk hy na 3 goed. Character, competence, chemistry. Baie interessant. Karakter, wie die persoon is. Competence, kan die persoon die werk doen? En dan die laaste een, chemistry, pas die persoon in, die persoon se persoonlikheid, want jy kan nie 2 alpha males of females sterk mense hê wat die hele tyd soos Paulus en Barnabas gaan vassit nie. Hoe werk die team? Julle ken almal spandinamika en dat dit uiteindelik beter was vir Paulus en Barnabas om aparte bedieninge te hê. Daar was versoening en alles. Dis 'n lang storie, julle kan dit ergens in die Bybel gaan kyk. Dis so 'n bietjie van 'n sepie verhaal met 'n goeie einde. Maar vriende, binne hierdie alles kom sê
die Here dat hy getrouheid van jou verwag om te groei met die regte gesindheid. So net weer daai besigheidsvoorbeeld, karakter, wie jy is, competence, kan jy die werk doen? En dan sê baie van hierdie ouens, hulle sê, as ons die regte persoon het, met die regte gesindheid, met die regte karakter, dan al het die persoon nie eers al die kwalifikasies nie, maar daai leergierigheid, en die persoon pas in, dan kan daai ding van competence, met kursusse en met indiensopleiding, kan dit maklik aangespreek word. Maar die regte persoon, so uit daai oogpunt, hierdie gesindheid, Here, U sê vir my, U roep my by die kinderbediening, en ek het 'n passie vir kinders, byvoorbeeld. En ek het die gawe van lering. Here, maar ek is so besig. Help my om dinge so te omarm en te bepaal, is hierdie nou die lewensfase waarin ek kan ja sê vir dit, en dan nou om byvoorbeeld voor te berei in die week, as Ferdi die materiaal stuur, te sê, maar ek weet ek kan goed praat, maar ek gaan nie sommer net voor die diens gou kyk, wat is die tema, dan sommer net praat nie. Nee, ek wil nou hierdie gawe, wil ek uitbou. Ek wil voorbereid wees hiervoor. En daarom groei dan hierdie geestelike gawe en roeping in iemand se lewe, omdat hy of sy getrou is. Ons het verlede week gesê, een van die dinge wat hierdie tekkies my altyd aan herinner, just do it. Gaan oor tot aksie. As jy nog nie die vraelys aanlyn ingevul het nie, ons stuur dit vandag weer vir jou, gaan deur daai proses, dis wonderlik. Maar die Engelse woord trial and error is eintlik die beste. Om te sê, maar Daniel, ek wil sing, en almal sê vir my, ek sing so mooi, kan ek by jou 'n audisie kom doen, of hoe ook al, en ons kyk net saam, want nie alle sangers moet 'n mikrofoon hê voor hulle nie, maar dan is daar sangers wat daai roeping het, en dan kom word deel, en dan word iemand deel, en dit word bevestig, en jy word deel van die span. Maar dan is dit die voorbeeld juis van die kinders, dat as die kinders huilend vanoggend by jou aankom, ek hoop nie dit gebeur nie, en hulle sê, die tannie het halfpad deur die les, het sy in trane uitgebars en gery. En ek dink dis iets wat ek gesê het, sê maar een van julle kinders sou dit sê. Dan mag dit dalk wees, dat deur hierdie trial and error, jy begin verstaan, maar weet jy, dalk is dit nie presies waar ek hoort nie. Maar ten minste, jy gesê, jong, die Here het iets in my gedoen, en dalk het ek hom nie heeltemal reg verstaan nie, maar hierdie passie vir kinders moet ek dalk op 'n ander manier, dalk kan ek help met die organisering van die kindergroepe, of kan ek die organisering doen by die lofspan, en alles vir julle druk, of hoe ook al. Dis so wonderlike klomp van hierdie praktiese dinge, as jy oorgaan tot aksie. Die teks wat dit sê, is waar hierdie eerste 2 voorbeelde in die gelykenis dadelik aan die werk gespring het, en gaan doen het. Dan is die wonderlike, en dis die laaste beginsel vir my, dat ek tog dink dat hierdie 2 manne, vir wie mooi so gesê is, dat hulle in die gelykenis geleef het vir hierdie man, hierdie eienaar, se woorde mooi so. En ek en jy is geroep om in hierdie verhouding met die Here te leef vir daai woorde mooi so, my kind. Die man, sê die gelykenis, was baie bly. Mooi so, sê hy, jy is 'n baie goeie slaaf. Nou kom ons sê dit, ek en jy is nie slawe nie, ons is vrygemaak deur die bloed van Jesus. Maar Paulus 3 keer in sy briewe stel homself bekend as Paulos, doulos Christus. As jy dit vertaal in sy brief, dan staan daar Paulus, slaaf van Christus. Ons vertaal dit met 'n dienaar. Maar daar is daai implikasie van, ek is 'n slaaf van God, en wanneer ek 'n slaaf is van hom, is ek die vryste wat ek ooit kan wees. Want hy is die good Father, wat jou bevry. Maar iets van daai gesindheid van absolute gehoorsaamheid, van 'n slaaf van destyds teenoor 'n eienaar, maar met 'n goeie Vader wat jou bevry en eintlik sê, jy's nie my slaaf nie, jy's my dienaar, jy's my volgeling. En dan kom die woorde, kom in en vier saam met my fees. In hierdie feesjaar van Blanco gemeente, kom sê die Here, as jy regtig wil deel wees van die fees,
gaan oor tot gehoorsame aksie en leef die roeping waar jy is, wanneer jy daar is, met die gawes wat hy gegee het, tot opbou, tot uitdra van die naam van Jesus. Die 3 punte van hierdie gelykenis vir ons vandag, Blanco Gemeente 2026, in terme van ons roeping en gawes, omarm dit. Jy is begaafd en geroep. Wees dan 'n rentmeester en leef vir God se mooi so my kind. Ons het in hierdie proses van die laaste 3 weke, het ons vir julle 'n gawe vraelys gehad hier verlede week, gestuur, ons het dit ge-WhatsApp, die skakel, ons sal dit weer doen, en ek hoop, baie van julle, ek dink ons het al hier by die 70 rond, aanlyn, van die ingevuldes teruggekry, van julle het dit fisies ingevul, en ons wil jou sommer uitnooi, as jy wil, vrymoedigheid neem, om dit af te neem, vir ons te stuur, dat ons saam met jou 'n proses kan begin, maar net eers die vraag, wat is 'n geestelike gawe? Net weer, 'n geestelike genadegawe is 'n onverdiende werking van die Heilige Gees, gegee aan elke gelowige. Ja, ook jy, wat dink, jy het niks gekry nie, jy het 'n geestelike gawe gekry, waardeur Christus self sy liggaam opbou, en God se genade sigbaar word, tot diens van ander en die wêreld. So word God verheerlik. So ek wil jou vra, dat jy dit sal invul, nog steeds daaroor sal bid, sal dink, dat dit deur jou sal spoel, dat jy besef, in hierdie 4 weke tyd tot volgende week, dat die Here besig is met my, met jou, met hierdie gemeente rondom dit spesifiek. En die eerste vraag net weer is, watter geestelike gawes het die Here vir my gegee? Wat spesifiek? En dit beantwoord die vraag, wat wil die Vader, Seun, Heilige Gees hê, moet ek doen, om sy koninkryk te bou? Nou, as jy gaan kyk na die gawe, uiteensetting, ek het dit hier vir myself gedruk, van 4, 5, 26 bladsye, ons het die PDF vir julle aangestuur, dan wil ek jou uitnooi om dit te gaan deurlees in hierdie week, en te gaan kyk, by elkeen van hierdie gawes, staan daar die letterlike betekenis van die gawe, 'n beskrywing, die kenmerke daarvan, die karaktereienskappe, die waarskuwings en ook Bybelse teksverwysings, waarna jy kan gaan kyk. Maar vir die laaste deel van ons saamwees wil ek net kyk by elkeen van die gawes, wat is miskien die kort verduideliking daarvan, dat ek en jy net saam weer kan onthou, dat daar is iets byvoorbeeld soos die gawe van administrasie of organisasie. En die vraag, wat bou dit op in die gemeente van Jesus Christus? Hoekom het Blanco Gemeente gelowiges nodig met 'n roeping, maar ook met die geestelike gawe van administrasie en organisasie? So, die kort verduideliking van hierdie gawe is, dis soos om 'n skip te stuur. En die bydra vir die gemeente, dit bring orde, dit bring struktuur, dit maak dinge gebeur, dit bring stelsels en rentmeesterskap. Het Blanco Gemeente dit nodig? Ja. Die volgende ene, apostelskap. Groot woord, maar dit is iemand wat uitgestuur word om iets te vestig, iets te bou. Dink maar aan die apostels van destyds. Dis hulle wat die Here gebruik het om kerke te stig. Die apostel Paulus reg oor die bekende wêreld. Dis mense wat die gawe het om bedieninge te begin. Die bydra vir die gemeente is, dis nuwe kerke, dis nuwe bedieninge, nuwe aspekte van 'n gemeente waar pap op die grond val, waar die Here dit aan sulke persone wys met hierdie gawe. Dis nuwe geleenthede vir diens, dis nuwe strukture. Het ons dit nodig? Ja, en gee die Here dit, hy doen. Handvaardigheid, vakmanskap, Cornie het gedeel uit sy eie lewe. Het ons dit nodig? Absoluut. Dis om te ontwerp, om te bou, om handwerk te doen. Ek het al 'n gemeente gesien wat vir 'n bepaalde siklus het hulle 'n huis uit hout laat hang uit die dak uit. Nou, en sê maar die tema van daai siklus was in 'n gemeente, ons is die huishouding van God. Is daar van julle wat die Here in hierdie afdeling
roep en die gawes gegee het om iets te doen, het die gemeente dit nodig, hierdie tipe kreatiwiteit en handvaardigheid, het die gemeente dit nodig, het die wêreld dit nodig? Ja, definitief. Kreatiewe kommunikasie, om kunsryk te kommunikeer, en die bydra tot die gemeente, byvoorbeeld vanoggend, wat ons kan saam sing, die kreatiewe uitleef van die evangelie, skepende handelinge, dit gee kleur aan elke bediening van die gemeente, musiek, digkuns, kuns, fotografie, skryfkuns. Die gawe van onderskeiding, om tussen waarheid en leuen, reg en verkeerd te onderskei, asook tussen belangrik en onbelangrik. Die bydra tot die gemeente is wysheid. Dit wys dwaling uit. Leer suiwerheid, dat ons hou by die woord, by die Bybel. Dit onderskei vriend teenoor vyand. Die funksionering in kombinasie met ander gawes, soos profesie of berading of lering. Dan die gawe van bemoediging, om iemand te ondersteun. Die bydra tot die gemeente is moed en hoop, opbou, groei, herstel. Wanneer mense sit onder die besembos en sê, selfs vir 'n engel, ek wil nie meer lewe nie. Dan moet die bemoedigers aanmeld vir diens en sê, hier is ek, Here, gebruik my om te troos, om te bemoedig, om hoop te gee. Dan evangelisasie, om te kan getuig, om die boodskap van Jesus te deel daar, by die inkopies, by die karwag, tussen familie en vriende, op die regte manier, die regte woorde, sodat Jesus se boodskap kan uitkom. Die bydra vir die kerk van Jesus is, dit brei die koninkryk van God uit. En dis die uitbreiding ook van die gemeente, dat ongelowiges gered word en deel word van die liggaam. As dit kom by geloof wat Ferdi gedeel het, is dit om te vertrou, om God vertroue, nie selfvertroue nie, God vertroue te hê, om te glo, selfs wanneer ons staan by 'n oop graf. Die bydra tot Blanco gemeente van hierdie gawe is ondersteuning, begeleiding, hoop, versterking en moed. Dan vrygewigheid. En vrygewigheid is meer as maar net soos wat ons doen om 'n bydra te gee finansiëel. Dis soveel meer as maar net 'n kollekte of 'n tiende. Dit is om vanuit hierdie rentmeesterskap ook van hierdie gelykenis te sê, Here, alles wat ek het, ook my tyd, my vriendskap, my menswees, wil ek uitdeel. Dis om te gee en te deel, om te help, om te dien, tot opbou van God se werk. En daarom is die bydra hulp, opbou, befondsing van God se werk, die uitbou van God se kerk, dit beklee, dit versterk, dit vervraai. Dan hulpvaardigheid of praktiese diens. Dis om te ondersteun en prakties by te staan. En die algemene bydra is, dis bedieninge en ondersteuning wat gebeur. Iemand wat sal sê, jong, moenie my vra om voor mense te praat nie, en asseblief moenie 'n mikrofoon na by my bring nie, en jong, ek is ook nie goed met syfers nie, maar wie wat? Ek is jou go-to man. Ek sal dinge laat gebeur. Hoe kan ek net help? Dalk 'n bietjie organisering, dalk net om te sê, anything, enige iets, sê vir my, wat kan help? Dankie, JS. Chris. Okay. Okay. Dankie Here vir ons saamwees en waar ons spesifiek oor gawes praat. En hoe U ons gebruik, hoe U ons help, en hoe U vir elkeen van ons 'n roeping gee. En dankie dat ons sommer net nou vir Chris kan bid, waar hy nie lekker voel nie.
Dankie Here sommer vir 2 van ons dokters wat nou by hom is. Here, ek hoop is sommer net, ons kry warm, doom nie preek te lank. Marieke, is dit alright as ek maar kan aangaan? OK, dankie Marieke, dankie Jesus. OK. Vriende, ek wil aangaan, maar ek voel amper ek wil nie aangaan nie. Dankie Connie, vir 'n bietjie water. En, om 2 dokters te sien wat nader toe hardloop en wat probeer help. Is wonderlik. Dis iets van hoe die liggaam funksioneer. Om te sê ons wil help, ons wil daar wees. Vriende, ons was gewees by die diensfokus, die diensgawe, hulpvaardigheid om te sê ek is jou go-to man. Ek het dalk nie baie van die gawes wat die ouens hier van praat nie, ek verstaan hulle nie, maar ek is daar om te help. Ek wil daar wees, wat dit ook al is, enigiets. Die bydrae tot die gemeente van hierdie spesifieke gawe dan is ondersteuning, praktiese versterking en orde. Dis hy. Dankie julle. Ek sal vra dat iemand hier teen die einde van die diens net vir ons kom sê of Chris okay is. En ons het nou vir hom gebid, so ons vra dat die Here by hom sal wees, Barbara wat nou moet ontsteld wees oor haar man. Maar daar's 2 dokters, so dis wonderlik. Vriende, ons is by gasvryheid. Kan ek sien wie van julle het vanoggend by die voordeur ingekom? Wie van julle het gasvryheid in aksie gesien? Waar's Randy? Waar's Randy? Staan. Randy, daar's hy. Hy staan by die waier. Shirley, waar's jy? Daar's Shirley. Shirley wat altyd so sing. Dit is so tannie om haar van voor af te sien. Julle 2, die Here het die gawe van gasvryheid in julle lewe ingebou. En dankie dat julle dit gebruik. Dankie. Want dit is om vreemdes lief te hê en deur hulle verwelkoming op 'n Sondagoggend voel ek en jy tuis. Ons hoort hier. Al ken ons nie alles van mekaar nie. Ons is tuis. So dit is verwelkoming, dis sosiale netwerke, dit gee warmte, tuiste en vertroue. Het die gemeente dit nodig? Het ons nog meer Randys nodig, nog meer Shirleys? Ja. As jy een van hulle is wat daai gawe het, gaan praat met die 2 en sê, ek wil help. Die skinkers daar binne oor die algemeen is ook vriendelik as hulle vir ons gee. Vriende, dan voorbidding of intersessie. Dis om namens iemand anders by God te pleit. Wie van ons is geroep om te bid? Ons almal. Maar wie van ons is voorbidders en intercessors? Nie almal van ons nie. Toe ek gister ry van Gaurikwa Nature Reserve na 'n troue wat ek moes hou, toe dog ek, kom ek bel my mamma. Sy's 84 en hulle werk moes nog voltyd soos julle weet daar in Barberton by Back to the Bible Mission. En sy's 'n bidder. En ek bel haar op in die kar op die Bluetooth met die speakers
En sy vertel my eers van alles wat aangaan en hoe sy bid vir haar kinders en kleinkinders by die naam en wat almal se uitdagings en vreugdes is. En toe sê sy, kan ek bid vir jou my kind? En julle, ek het dit getime. Want ek kon sien presies hoe lank ek gery het van daar tot in Blanco. Ek dink my mamma het 20 minute van daai uur se rit het sy vir my gebid. En dit was fantasties. En ek het maar net elke nou en dan, amen mamma, ek stem saam, ek bid saam, ek bid saam. Ander mense gaan sê, wow, wat bedoel jy, dis 'n gebiduur. Wat bedoel jy? Nee. Maar ons het die intercessors nodig. Rihanna, Smoek en die span, wat elke oggend voor die diens daar bid. En dan elke maandag aand 'n klompie van ons hierso in die babakamer wat saam bid. En op die WhatsApps die bidders wat laat weet word om te bid. Om te bid vir Chris. Om te bid vir gemeentelede wat besig is met kankerbehandelinge. Om te bid vir gemeentelede wat treur na die afsterwe van 'n eggenoot. Dit is die ligmag van Blanco gemeente. Ons sal nie die geestelike oorlog wen alvorens daai ligmag gegaan het en die bomme gegooi het sodat die voetsoldate kan inbeweeg nie. Dis 'n geestelike wet en ons het bidders nodig. Vriende, dan kennis. Dit is om voor te staan. Die vorige een is jammer julle. Kennis, dis om te weet, om te verstaan, om insig te hê. En dit het ons so nodig in ons eie lewe en ook in die gemeente. Want dit bring vir Blanco gemeente duidelikheid, insig en waarheid. Dan leierskap. Dis om voor te staan. Dis om leiding te gee. En die bydra is rigting, visie, verhoudinge, spanne, sekerheid. Daarsonder sal die skip sink. Maar met Jesus ons leier en ons as leierskap, gemeenteraad, ander leiers in sy voetspore, kan ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dan barmhartigheid of meegevoel. As jou hart vanoggend pyn en jy wil gaan 'n drukkie gee vir iemand soos Chris en veral vir Barbara, dan het die Here dalk barmhartigheid en meegevoel in jou hart geplant, vir mense, vir kinders, vir dinge wat jy op TV sien, wat ander mense maar net aangaan na die volgende kanaal, maar jy huil en jy wil 'n verskil maak, dan het jy ontferming, jy het medelee, en vir die gemeente kan dit wees dat jy 'n arm word van hulp, van uitreik na die gemeenskap, medelee en sorg. Dan profesie, is nie toekomsvoorspel nie, dis om God se wil, hier en nou in 2026 te kommunikeer en duidelik te maak vir mense, hier en nou, 'n goddelike woord vir nou. Dis vermaaning, dis waarskuwing, dis berading, woordverkondiging, duidelikheid, dis rigtingwysing. Dan herderskap. Soms word gepraat van dominees as die leraar, met hierdie aspek van om te leer, soms die herder, wat die skape moet oppas. Dit is die direkte vertaling van hierdie gawe, maar dis ook om te versorg, om op te pas, om te kyk na. Dis sorg, disippelskap, eenheid en omgee vir die gemeente. Dan onderrig of lering, om ander te leer. En die bydra is, dis die praktiese leef van die evangelie. Dis groei in insig, dit bou gelowiges op. En dan die laaste ene, is wysheid. Dis die praktiese insig om die waarheid prakties toe te pas. Hierdie wysheid in die gemeente kan lei tot planne maak, tot insig, tot beplanning en oplossings. En dan natuurlik die bonatuurlike gawes van tale, die uitleg van tale, genesing, wonders, is dinge wat ons soms sien of beleef, maar wat ons definitief nooit kan sê, ek het hierdie gawe nie, want die Here gebruik dit periodiek in situasies waar sy verkondiging en sy groei dit noodsaak. Daarom sien ons dit baie maal buite die westerse wêreld, waar die evangelie soos met die vroeë kerk groei met die woord en met wonders. Omdat
dikwels mense wat nie deel is van die Weste soos ons, wat die Bybel het, wat sê, been there, done that, got the t-shirt, en baie van die Weste wat sommer aanbeweeg het. Vir hulle sê Jesus, hulle kry net die teken van Jona. Net die evangelie wat sê, Jesus het gesterf en na 3 dae het hy opgestaan. Maar dikwels vir die wêrelddele wat dit nie het nie die evangelie, nie die teken van Jona het nie, is dit met wonders, bonatuurlik, wat dit nog steeds gebeur. Vriende, ek wil afsluit. Hierdie gawes wat jy dalk oor begin bid, dat jy dit gekry het, wat jy raak lees, wat jy in hierdie vorms dalk 'n punt kry wat sê ek het dit. Die bevestiging daarvan is om dit te doen, maar jy kan hoor by 'n eggenoot, by familie, in jou leefgroep, vriende, kollegas. Maar die gevare net weer, dit kan wees jou eie ek. Dit kan wees 'n projeksie. Dit kan 'n valse nederigheid wees van ek het niks gekry nie. Maar dit kan ook iets wees van almal moet wees soos ek, be like me. Hoekom is die hele gemeente nie by die biduur nie? Nie almal het die gawe van intersessie en daardie roeping nie. Of I want to be like them. Ek wil ook daai gawe hê. Hou op daarmee. So die vraag met roeping dan ten slotte, waar wil die Vader, Seun, Heilige Gees vir jou en my gebruik en aanwend om sy koninkryk te bou? En die antwoord weet ons, waar jy is, wanneer jy daar is. Vanoggend hier, as deel van die gemeente, maar vanaand, môre, by jou werkplek, by die skool, Saterdag by jou sport, waar dit ook al is. Daar het jy 'n roeping en kan die geestelike gawes 'n verskil maak. Ons gaan volgende week iets wonderliks beleef as ons gaan feesvier oor gawes en ek gaan nou, terwyl net van die tyd, gaan ek nie vir julle alles sê nie, maar net dat die 7 deling van ons gemeente se samestelling as die liggaam het die fokusarea van aanbidding, ook van lering, van omgee, in terme van familie, al die generasies van die gemeente, van babas regdeur tot by die oupas en die oumas. Die fokusarea van diens, van uitreik, sending na ons gemeenskappe, na die wêreld. Dan ook van strategie en van visionering, prosesse, visie, missie. Dan kommunikasie, na mekaar dat die boodskap ons mekaar kan opbou, maar ook na buite. En laastens van finansies, oikonomos, rentmeesterskap. En ter afsluiting van hierdie 4 weke dan, en die eerste siklus, het ons volgende Sondag dan 'n bedieninge expo, waar al hierdie 7 fokusareas sal met ander moontlikhede vir jou gewys gaan word. Na die diens, op 'n of ander manier gaan ons dit inrig, dat jy kan kom celebrate, kan kom feesvier oor wat die Here in jou geïnvesteer het. Ons stuur vir jou na die diens ook die leefgroepmateriaal met baie dinge wat jy kan doen, skakels, om hierdie deel te wees van hierdie proses waarmee die Here besig is met die gemeente. Net 'n laaste ding. Jy sê dalk vir my, François, ek is 6 maande van die jaar is ek in Gauteng by my kinders, of vir 3 maande moet ek oupa en ouma gaan speel in Australië. So jammer, ek kan nie by dit of dit betrokke wees nie. Nee, ons het seisoene in ons lewe wat jy maar kan omarm. En daarom is daar tye soos daar by Glentana, wat oupa en ouma nie meer volleybal speel daaronder nie. Hulle sit hier op die bankie. Beteken dit hulle het nou niks meer te doen nie? Nee, hulle moet bid en hulle moet raad gee en hulle vertel stories, maar hulle moet hulle seisoen omarm. So jy hoef nooit vir niemand verskoning te vra oor die lewensfase wat jou vat vir 3 maande Wildtuin of Australië of Nieu-Seeland toe, of dat jy as mamma met 'n klein babietjie net nie 10 vergaderings kan doen in 3 weke nie. Daarom omarm volgens Prediker 3 dat daar 'n tyd is vir elke ding. En gaan hoor by die Here, wat is die tyd waarin jy nou is vir jou betrokkenheid ook binne in die gemeente en daar buite. Ag, en ek het 2 foto's daar geneem op Glentana en net gedink, wat 'n tragedie, hierdie jellyfish op die verkeerde plek. Daai jellyfish is nie gemaak vir daar nie. Daai jellyfish moet in die see wees. En dieselfde met hierdie stoel. Daai stoel is gemaak vir 'n studeerkamer of vir 'n filmteater. En hy het gedog,
Hy gaan nou lekker daar chill op die strand, maar dis nie waar hy hoort nie. Ek en jy kan nie doelloos leef nie. Ons kan nie op die verkeerde plek wees, vir die verkeerde redes, met die verkeerde dinge wat ons doen nie. Jy is gemaak om in diens van God, in sy koninkryk, diens te lewer, tot God se eer, om jou plek te vind. En ek gaan dit nie eers vir julle lees nie, maar daar's 'n lied van Trace Bylan, wat sy net sê, aan die einde van my lewe, as ek staan voor die troon van God, dan wil ek nou so leef hierdie kant, hierdie tydelike aardse lewe, wil ek so leef dat ek die woorde hoor, well done, faithful servant, well done. Raak vir 'n oomblik rustig en praat met die Gees en laat die Gees met jou praat. Gees van die waarheid, kom woon hier in my, maak my gehoorsaam, getrou aan die woord. Gees van die lewe, kom maak my weer nuut, rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem, bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir die kind, maak my getuie in liefde en hoop. Gees van vernuwing, Sjoe, vriende, dis al 10 oor, is julle alright? Wil julle net vir 'n oomblik opstaan? Ons moet nog net die dankbare geleenthede doen. So staan net, asseblief, rek net die voete, moet julle dalk laat staan uit met die sing. En ek het gesien van julle daarom ietsie gehad om te waai in die warmte van die oggend. Julle weet, met my en Karina se troue, in die Botshabelo kerkie buite Middelburg in Mpumalanga, op die 7 Desember 3:00 die middag, hoewel sy 20 minute laat was dit so warm, dat in die middel van die formulier, het my pa, wat 'n generaal mos in die weermag was, het hy gesê, met al die parades wat hy gesien het, as 'n troep so begin maak, dan weet hy, dis tyd. Het hy vorentoe gegaan en vir haar stoel gebring, en dat sy sit, en my ma het van haar, wat noem dit, parfuum, die goed se naam was opium, sê dit, het sy gevat, en toe onder Karina se neus gesmeer, en toe sy beter, dis hoekom ons nou nog sê, toe sy sê, ja, was sy onder die invloed van opium, reuk weer. Vriende, julle kan sit, en dankie as die span vir ons kan begin om die offergawes op te neem. Dankie Johan.
En dit is dan ook vandag Danksondag. So die ritme van die gemeente is die laaste Sondag van elke maand, dat jy jou koevertjie kan saambring, as jy dit gekry het, andersins, en dat ons dan terugkyk en sê, dankie Here, dankie dat U sorg vir ons. Dit is ook dan, wil ek vra dat julle sal bid vir Dinsdag aand se gemeenteraadsvergadering. Ons moet dan ook 2027 se begroting goedkeur, ons die finansiële jaar wat 1 Maart begin. As julle saam met ons kan bid daarvoor, dankie kan sê saam met ons dat die Here voorsien het vir hierdie finansiële jaar wat dan nou einde van hierdie maand klaarmaak, einde volgende week. Maar vriende, so dankie dan, ook spesifiek met Danksondag, vir jou investering in die gemeente, liggaam, siel en gees, tyd, talente, maar ook finansies. Vriende, dan, as jy die laaste jaar nie in die gemeente gekom het, 'n nuwe lidmaat, en jy was nie einde verlede jaar by die nuwe lidmaat kuier of tee hier langsaan met verversing en alles nie, is jy uitgenooi nou, direk na die diens, nie in die kuierarea nie, maar in die saal, is daar platters wat Randy en Shirley reggemaak het, en so daar's van julle wat by die naam genooi is, maar enigiemand anders, en as jy ook nuut is in die gemeente, die laaste maand of wat, kom en drink saam met ons koppie koffie, en ons gaan vinnig net saam kuier in die kerksaal. Vriende, dan die Bybel vasvra is Vrydag aand, begin dit, is ek reg, julle 6:30, Willie, 6:30, en nou sien ek wel, dat die ou bos gebeur hier langsaan, van Laerskool Blanco, en hier van 4:00 af verkoop hulle kos en alles. So ons wil julle vra, kom al hier 4:00, 5:00 se kant, en dan dat julle asseblief sommer daar kos en dinge koop, en dan gaan julle hier by 5:15 se kant beweeg julle saam hier na die kerksaal, waar ons dan die spanne gaan deelneem. Dit gaan groot pret wees, en daar's nog nie genoeg spanne nie, net 4 persone per span, daar kan ook toeskouers wees, so Willie, staan net gou daar, Willie, daar agter, hy gaan na die diens daar wees met papiere, daar's groot pryse, en daarmee bedoel ek, die pryse is al aangekoop, en dit is aansienlik, so ons wil regtig vra na die tyd, skryf net, jy en jou vrou en julle 2 kinders, dit gaan pret wees, daar's nie pak sla oor foute nie, asseblief, en jy mag jou Bybel saambring om te kroek en te lees, dis alles toelaatbaar. So dis Vrydag aand, en dan Saterdag is dit die Bybellees en bid marathon. Ons het nog seker so 10 slots oop by die Bybellees en nog baie by die bid. So asseblief, as jy uitstap, al die vorms is hier in die voorportaal, al die vorms verreg deur van 6:00 die oggend tot 9:00 Sondagoggend. Skryf jou naam in en word deel asseblief. Dan het Gerdus ook gevra, kom kamp saam, asseblief. Dit is die 13, 14, 15 Maart. Praat na die diens met hom. Gerdus, staan net, wys jouself net vir die gemeente. Dis die baardman, die vriendelike, en asseblief praat na die tyd met hom daaroor. Leefgroepe, asseblief skakel in. En dan soos ek in die preek gesê het, Sondag is ons afsluiting van hierdie siklus met 'n bedieninge expo en celebrate jou gawes. Dis Sabbat Sondag en op 'n ander manier gaan ons fees vier. En laaste voordat ek saam met julle 3 voor gaan bid, die Spens 2026 skop af en begin met verskillende projekte, maar daar het konfyt oorgebly. So asseblief, 1, 8 en 15 Maart na die diens, na elke diens, daar in die kuierarea, gaan die konfyt verkoop word, en dis alles met R10 afslag, en dan benodig hulle van die week af baie bottels. 350 ml of kleiner, so hulle het al klaar te veel van hierdie mayonnaise tipe bottels, en dan het hulle baie suiker nodig. Asseblief, as julle kan bring, hierdie kleiner botteltjies, 350 of kleiner, asseblief, sonder etikette, as dit enigsins moontlik is. Baie dankie. Ek wil hier saam met die span wat die kollekte opgeneem het, hier kom staan, en vra dat julle saam met ons sal bid. Dankie, Here, vir elke koevert en elke bydra wat hiervoor neergesit kan word op hierdie skatkis. Here, en ons dink aan daai keer toe die weduwee maar net 'n klein muntstuk ingegooi het. En u disippels geleer het om te sê, sy het die meeste gegee.
want haar gesindheid was reg. Uit die min wat sy gehad het, het sy gegee vir U. En Here, elke sent, elke bedrag, alles wat vanoggend hier ingegooi is, en die afgelope maand, is geskenke uit ons hart, Here, wat ons eers ontvang het by U, en nou wil teruggee aan U, en sê, bou U kerk, U koninkryk daardeur. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie oom. Efesiërs 1 vers 18 is getoonset vir ons, as Paulus bid, hy bid dat ons oë van ons harte verlig sal word, dat ons sal kan sien. So kom ons vra die Here, maak oop ons oë en gebruik ons. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Mag dan die genade, dis Christus, die liefde van God ons Vader, en die krag, die vervulling, die troos en die inspirasie van die Heilige Gees, jou deel wees. Amen. 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 En ons almal
ons sê saam, ons vier dankbaar fees met ons gawes waar ons is, wanneer ons daar is.